Ek groet u vandag op hierdie wonderlike hemelvaartdag van ons dierbare Here Jesus. En dit is my voorreg om aan u die boodskap hier oor te dra wat die Here op my hart gelê het oor die blydskap van die hemelvaart. Ek wil graag vir ons lees uit Lukas 24 vers 44 wil ek begin lees en hy sê vir hulle, dis die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskryf is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul sou word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. En hy het hulle uitgelei na Betanië, en hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei, is in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Amen. Kom ons bid net saam. Here, hierdie is u woord. U is die een wat hemel toe gevaar het. U het gaan sit aan die regterhand van die Vader. U is daar om vir ons in te tree. U is die een wat u Heilige Gees vir ons gegee het, en u is die een wat weer gaan kom. Nou bid ons dat u die oordeenking van hierdie woord in ons hart sal seën, dat elkeen ook die blydskap van hierdie disippels sal beleef, van dit dat u vir ons opgevaar het hemel toe, het vir ons 'n groot boodskap. Dankie Here. Amen. Nou gewoonlik as mens afskeid neem van iemand, is dit met groot hartseer. Baie mense in ons land ken dit, hoe geliefdes oor see gaan, daar gaan woon, kinders wat daar gaan woon, ouers wat daar gaan woon, en dan loop die trane. Ons lees van so 'n geval waar Paulus by Milete was en hy gestuur het dat hulle die gemeente waar hy baie lank bedien het, die gemeente van Efese, hulle moes die ouderlinge laat roep, want hy was op pad Jerusalem toe en hy het verwag dat hy daar gevange geneem sou word. Hulle het toe gekom en hulle was byeen en het 'n baie treffende boodskap in Handelinge 20 is vir ons opgeteken. En dan die einde daarvan is die roerende deel waar hulle met groot geween het daar ontstaan, omdat hulle besef het, hulle gaan dalk vir Paulus nie weer sien nie, nie weer op aarde nie, want hy gaan en daar's verwagting, daar was profeseë dat hy gevange geneem gaan word. So hier's baie hartseer, hulle het mekaar omhels, hulle het mekaar, daar was, het trane geloop, soos afskeid met groot hartseer. Maar hier kom ons nou by hierdie wonderlike teks in Lukas 24:52, en hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En dis toe Jesus van hulle weggeneem is, toe hy opgevaar het hemel toe, en hulle het alles staan en aanskou het. En wat vandag se boodskap is, hierdie groot blydskap, wat het gemaak dat hulle, wat so lank saam met hom was, wat hulle hele hoop en alles het, was op hom gefokus. Hy was hulle alles gewees, en hulle het hom sien sterf, en hulle het hom beleef waar hy opgestaan het, en hulle het nou hom as die opgestane Jesus, het hulle juist gevra daar in Handelinge 1,
wanneer gaan hy nou die koninkryk oprig? En toe sê hy, hierdie ding kom julle nie toe om te weet nie. Hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. So, hulle het met groot blydskap gegaan, maar wat het hulle nou, hoe is dit moontlik dat hulle met soveel blydskap kon wees, nadat hierdie geliefde Jesus van hulle weggeneem is, van hulle weggevaar het. So dit is vir ons belangrik om agter te kom, wat het hulle so bly gemaak. Want hierdie dag moet vir ons ook 'n dag van blydskap en oorwinning wees, en ons met daai selfde vreugde wat hulle het, moet ons ook kan verstaan en ervaar, waarom was hulle so bly? En dis vandag se tema dan, die blydskap van die hemelvaart. Nou ek wil hê jy moet 4 woordjies onthou. Die eerste ene is koning. Die tweede is priester. Die derde is trooster. En die vierde is bruidegom. Hulle was so bly oor hulle koning, wat sy troonposisie gaan inneem het. Oor die priester wat vir hulle gaan intree het. Oor die trooster wat vir hulle uitgestort gaan word. En oor die bruidegom wat op pad is, wat hulle eendag sal kom haal. So kom ons kyk 'n bietjie na hierdie 4 woordjies: koning, priester, trooster en bruidegom. Ons staan eers stil by die koning. Jesus word koning. Hy het opgevaar om sy posisie as koning te gaan inneem. Stel jy maar voor, 'n geliefde van u moet in die buiteland eers gaan 'n toekenning kry en gekroon word as koning, nie net van 'n land nie, maar van die heelal. En dis u geliefde, en u is opgewonde oor die posisie wat hy gaan beklee, en die wonders wat hy daardeur gaan vermag, deur sy posisie wat hy gaan kry. En dis wat hulle beleef, hy gaan hemel toe, om die troon te gaan bestyg. En dit gee hulle groot blydskap. Die rede daarvan, kom ons kyk bietjie in die woord, hoe dit vir ons uitgespel word in sy woord. In Handelinge 2 vers 33 lees ons, waar Petrus besig is met sy preek. Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het hy dit uitgestort, wat julle nou sien en hoor, nadat hy verhoog is. En dan vers 36, laat dan nou die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom, Here, dit beteken heerser, in Engels Lord, en Christus, wat beteken gesalfde, hy is die gesalfde koning, het hy hom gemaak het, hierdie Jesus, wat julle gekruisig het. En dit was by hierdie woorde, wat hulle toe diep in die hart getref is, en hulle sê, wat moet ons doen? Hulle besef, hulle het hom gekruisig, maar hy is die koning, hy gaan op die troon sit, en hulle het hom gekruisig, en die boodskap kom, bekeer julle. Alles het verander. As Jesus, die oomblik toe Jesus koning word, dis 'n nuwe heerskappy, hy is nie op daai troon. Nou hy kon nie die troonposisie behaal, alvorens hy nie die probleem wat die mens het, naamlik die sonde, aangespreek het. En is eers na hy kon uitroep, dis volbring, nadat die graf geopen is, en hy opgestaan het, eers na dit, kon hy verhef word, tot die hoogste heerlikheid. In Filippense 2 lees ons, vers 9, daarom het God hom ook uitermate verhoog. Waarom? Omdat hy homself, hy wat self gelyk was, en dit nie roof geag het om aan God gelyk te wees nie, het homself ontledig, die gestalte van die diensknegt aan te neem.
Hy het 'n mens geword. Hy het gehoorsaam geword tot die dood toe. Die dood van die kruis. En nadat hy hom so ontledig het, en in gehoorsaamheid die pad van verlossing vir ons, om ons verlossing te koop, geloop het. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en 'n naam gegee wat bo elke naam is. En dis wat hier gebeur met die hemelvaart. Hy gee hom daai naam wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van wat in die hemel en wat op die aarde en wat onder die aarde is. So ons het die blydskap van die disippels, al het hulle sekerlik nie die volle omvang daarvan besef nie, maar ons lees wel, hy het hulle verstand geopen om die goed te verstaan. En ons het die voorreg om die volheid van sy woord te hê, om hierdie goed vir ons te verduidelik, dat Jesus uit die troon gaan bestyg, en hy kon dit alleen doen, na die volle prys betaal is. En ons lees in Kolossense 2 vers 14, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insending aan ons vyandig was, het hy uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee, en hulle in die openbaar tentoongestel, en daardeur oor hulle getriomfeer het. Hy triomfeer oor Satan en al sy mag, en alles wat hy bereik het in die mensdom, in die mensehart, en die mens kom verwoes het Jesus die losprys betaal, en hy die troon bestyg as oorwinnaar oor Satan. Dit is volbring. In Efesiërs 1 vers 20, daar in Efesiërs 1 lees ons waar Paulus bid, dat die Here tog hulle verstand sal open om te verstaan wat die opstandingskrag is, daai krag wat die Heilige Gees gewerk het, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en nou, is vers 20, Efesiërs 1, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Vers 21, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy. En dis wat gebeur met sy hemelvaart. Hy's bo, hy gaan sit, bo alle owerheid en bo alle krag en alle mag wat daar is in heerskappy. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp. En hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Die gemeente wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal kom vervul. O, fantasties, hy is die hoof, hy is die koning, hy is die oorwinnaar. In Handelinge 2 vers 37, toe hulle dit hoor, toe hulle daai hoor, dat God hom verhoog het, is hulle diep in die hart getref. En vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, draai om. Hulle kom by 'n plek waar hulle uitroep, Here, red my. Here, wees ons genadig. Ons besef, ons het ons eie saligheid probeer uitwerk. Ons het self probeer, deur goed te doen, het ons probeer vir onsself die hemel oopmaak. Maar nou het ons ontdek, ons het hom gekruisig. En dit is waar elke mens in hierdie lewe moet kom by 'n plekkie, waar hy gekonfronteer word met Jesus op die troon. Die gekruisigde Jesus, die opgestane Jesus, maar die opgevaarde Jesus wat nou sit aan die regterhand, wat eendag die regter gaan wees en oor ons lewe gaan regspreek. So die belangrikheid is om te kom by 'n plek waar ek sê, Here, wat moet ek nou doen? In die lig van u koningskap, in die lig van die posisie wat u gaan inneem het na die hemelvaart, en die boodskap, bekeer julle, draai om van die vertroue op jouself, kom by 'n plek uit waar jy ontdek, ek maak dit nie, ek kan nie, ek haal nie die hemel nie, ek kan nie genoeg doen om my saligheid te verwerf nie, ek het Jesus,
die koning nodig, en as koning wat hy verhef is daar net een manier, ek moet buig voor hom. Elke knie sal buig, elke tong bely, en daar's geen ander manier om met God reg te kom, is ek moet buig. Ek moet van my troon afklim, en ek moet hom kom vereer as die koning van my lewe. So die eerste blydskap wat daar is, hy is die koning, en hy het sy troon gaan bestyg. Maar kom ons kom by die tweede woord wat daar is, en dit is hoëpriester of priester. Jesus word die hoëpriester, en dit is wat hy gaan doen het. Met die hemelvaart het hy opgevaar om in te gaan in die allerheiligste, en daar in die Shekinah lig, in die lig van God se helder teenwoordigheid, by sy Vader, aan die regterhand van sy Vader, die posisie te gaan inneem as die koning, maar ook as ons hoëpriester. Hoor wat sê sy woord. Hebreërs 7 vers 25 sê, daarom kan hy ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan. En hoor hierdie, omdat hy altyd leef, die opgestane Jesus, om vir hulle in te tree. Hy leef, hy het opgestaan, om vir u en my te gaan intree. Hebreërs 9 vers 11 sê, maar Christus het wat opgetree het as hoëpriester. Maar hy het met sy, vers 12 sê, hy het met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom, in die ewige verlossing teweeggebring. So hy kom as hoëpriester in die teenwoordigheid van die Heilige Vader, en hy kom met sy eie bloed, met sy eie wonde, soos wat die Ou Testamentiese priester altyd eenmaal 'n jaar 'n lam moes slag, en dan met daai bloed van die lam moes hy ingaan eenmaal 'n jaar, en voor die God die allerheiligste, in die allerheiligste gaan verskyn, en dan hy gaan pleit vir die volk, vir hulle sonde, en hy het kom die bloed aanbied, as dus die symbool, die teken, dat daar 'n lewe afgelê is, die boodskap om die sonde verdien die dood, en hier's die erkenning, ek verdien die dood, die volk verdien die dood, maar hier's 'n offerlam, om vir hulle versoening te doen, om te pleit vir vergifnis. En sonder bloedvergiete, sê sy woord, vind daar geen vergifnis plaas nie. Maar hy het nou met sy eie bloed eenmaal ingegaan, hoofstuk 9 vers 12, in die heiligdom, en 'n ewige verlossing teweeggebring. Nou vers 14 van Hebreërs 9, hoeveel te meer? As daai Ou Testamentiese simbole dan daar was vir vergifnis, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete, julle harte kom reinig, van dooie werke om die lewende God te dien. So hy, as hoëpriester, is daar in sy hoëpriestersposisie, met sy eie bloed wat hy versoening doen vir u en my. Eintlik was al die lammers wat deur die eeue geslag is, as offerlammers, was heenwysings, en hy het nou die vervulling van dit alles geword. Hy is nou die een, die ware, die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem, wat jou en my sonde kom wegneem. Dit is waarom hy opgevaar het hemel toe, om as hoëpriester vir ons sondeversoening te gaan doen. En hy het die prys betaal, uit sy bloed gestort, maar nou bied hy dit aan voor die Vader. En nou leef hy altyd daar, en het ons die voorreg om voortdurend hierdie reinigingseffek, wat hy voorbetaal het, in ons lewe te kom ervaar. Hebreërs 4 vers 15, want ons het nie 'n hoëpriester, wat nie met ons swakhede medelee het nie. Nou hierdie Hebreërs 4 deel, praat oor die rus, wat daar
wat ons moet ingaan. En dit is 'n lewenswyse van om te rus in geloof in die Here. En dis waar ek 'n lewenswandel het, met my volle vertroue in dit wat aan die kruis vir my gebeur het. Nou, Hebreërs 4 sê, ons moet ons beywer om in die rus in te gaan. Nou die 12de versie sê, dat sy woord is skerp, 'n tweesnydende swaard wat deurdring tot die skeiding van siel en gees, gewrigte en murg, en wat die diepste oorlegginge van ons hart kom bloot lê. So die woord van God sny baie diep in 'n mens se hart, en wat die oorlegginge van ons gedagtes, waarom ek dink soos ek dink, waarom ek optree soos wat ek optree. God se woord is soos 'n lig wat daarop skyn, en kom wys wat onrein is in ons hart. En dan kom vers 13, en hy sê, dat ons is oop en bloot voor hom. Hy sien ons alles, ons is soos glas voor hom. Hy kyk dwars deur jou, hy sien wat die diepste bedoelinge en verkeerde bedoelinge van jou hart is. Maar nou sê hy, hy sê, ons het 'n hoëpriester, wat met ons swakhede medelee het. Waarom ons swakhede? Hy weet wat dit is om 'n mens te wees. Hy weet wat dit is om versoeking te ervaar. Hy weet hoe fel en hoe moeilik dit is om teen sonde te stry. Hy het dit die volheid daarvan gesmaak. En daarom het hy medelee, maar hy was sonder sonde. So hy het die toets deurstaan, maar hy ken jou en my toets. Hy weet vandag wat sy toets jy deurgaan. En hy het medelee daarmee. Net hierdie woordjie medelee bring my so aan aanbidding voor die Here, dat hy wat verstaan wat dit is om 'n mens te wees. Hy is die een wat met sy bloed voor die Vader staan. Nou sê hy in vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid. Ja, mens is soms skaam as jy besef, ek faal God. Ek stel hom te leer. As jy jouself in sy lig sien, en sy skerp woord in jou hart insny, en hy kom wys waarom jy dink en waarom jy is wat jy is, dan kom 'n mens verleë voor hom. Hy sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Tel jou kop op, want jy staan voor 'n medelydende hoëpriester. Hy regverdig nooit die geringste van sonde nie. Hy het dit betaal. Hy verskoon dit nooit nie. Hy sê, sodat ons nou met vrymoedigheid gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry, en genade vind, om op die regte tyd gehelp te word. Hy weet, wanneer is die regte tyd, om op die regte tyd gehelp te word, betyds genade by God te vind, barmhartigheid, sy liefdevolle goedheid, nooi jou om na hom toe te vlug, want hy is die hoëpriester, tree vir jou in. Nou kom ons by 1 Johannes 1, en 1 Johannes 1 is eintlik 'n baie kosbare deel. Hy sê in vers 4, 1 Johannes 1 vers 4 sê, en ons skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. So, ons het nou hier, die hemelvaart gaan gepaard met blydskap, maar hier gaan dit, hierdie blydskap wat hy hiervan praat, volkome blydskap, kos 'n prys. Nou sê hy in 1 Johannes 1, dat as ons sê dat ons in die lig wandel, of dat ons in hom is, en ons wandel nie in die lig nie, ons wandel in die duisternis, met ander woorde, ons praat met ons mond een ding, maar in ons praktiese lewe doen ons anders, dan lieg ons, hy sê dit net so hard en kras,
Dan 1 Johannes 1 vers 5. Hy sê, maar as ons in die lig wandel, die gewilligheid om voor God se helder lig te kom staan en te ontdek wat is in my lewe verkeerd. Vir hom te vra, Here, ek verstaan myself nie, ek ken nie wat in myself aangaan nie, maar U ken en ek kom na U lig toe. As ons dan in die lig wandel, dan het ons gemeenskap met mekaar. Daar's daar 'n hegte verbintenis tussen my en die Here en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. En onthou die versie wat hy vir ons gesê het, dat hy altyd leef om vir ons in te tree. So dit is om hierdie volkome blydskap in hom te kan beleef. Ons hoëpriester, hy kon alleen die troon bestyg nadat hy die volle prys betaal het. Ons hoëpriester het sy eie bloed gegee, sodat hy kon opvaar en voor die troon vir U kan gaan verskyn. Hoe wonderlik en heerlik is sy woord. Maar dan kom ons by die derde blydskap wat hierdie mense beleef het, hierdie disippels beleef het. En dit is die Heilige Gees word gestuur. Het gaan oor die Heilige Gees hier in die derde punt. Dis die blydskap wat hulle gehad het, is oor die Heilige Gees. In Johannes 14 vers 26, maar die Trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Hoe wonderlik, Jesus het met hulle gepraat, maar nou beloof hy vir hulle die Heilige Gees wat met hulle sal wees en vir hulle kom lei. In Handelinge 2 vers 33, nadat, hoor weer, ek het net nou hierdie vers gelees, maar ek lees dit weer, nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, hy het koning geword, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, die Vader het beloof. Jesus het gesê, hulle moet wag op die belofte van die Vader, van die Heilige Gees. Die belofte van die Heilige Gees ontvang het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. Dis wat Pinksterdag gebeur, en dis die verduideliking. Die Heilige Gees is uitgestort, en is gegee, kom van die Vader, en dit is in die naam van die Here Jesus, het hy dit kom gee. Johannes 16 vers 7. Maar ek sê vir julle die waarheid, dis voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggegaan het, sal ek hom na julle stuur. En hier is die wonderlikheid net, die vraag is nou, wie het hom nou gestuur? Wie het nou die Heilige Gees gestuur? Is dit die Vader, of is dit die Heilige Gees? Is dit die Here Jesus? Wat het een van die twee, het hom dan nou gestuur? En dis die wonderlikheid daarvan. Nou, God werk altyd in harmonie met mekaar, in die drie eenheid. Die een doen niks sonder die ander een nie. Ons as mens wil alles weer in ons wil selfstandig wees, ons wil op ons eie, Eva wou haar eie heil uitwerk, sy wil haar eie baas wees, maar die drie eenheid is, terwyl hulle totaal selfstandig is, het hulle hierdie, en autonoom is in hulle self, het hulle hierdie wonderlikheid, om altyd mekaar in ag te neem, die harmonie wat daar is. En so met ons harmonie, soos die eenheid wat daar is, tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees, moet ons in harmonie met hom wees. Ons staan nie los nie, ons doen nie ding op ons eie nie, ons doen dit in harmonie met God. Dis die wonderlikheid daarvan, maar hy die Heilige Gees, die Vader het die Heilige Gees gestuur, en die Here Jesus het die Heilige Gees gestuur. En nou Handelinge 1 vers 8.
maar julle sal krag ontvang, beloof die Here Jesus, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, en dan kring dit uit, sowel as in die hele Judea, en dan kring dit uit, en die Samaria, en dan kring dit nog uit, tot aan die uiterste van die aarde, en dis die groot opdrag. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien. So die belofte van die krag van die Heilige Gees is gegee die oomblik daar toe die Here Jesus opgevaar het hemel toe. So en dit is waarom hulle met soveel blydskap kon afskeid neem van die Here Jesus en hom sien hemel toe vaar, omdat hulle weet, maar daar's 'n belofte. Hulle het nog nie geweet wat dit alles behels nie, hulle het nog nie ervaar nie, hulle ken dit nog nie, maar die Heilige Gees, wanneer hy kom, oor julle kom, sal julle my getuies wees. Nou waarin lê hierdie krag van die Heilige Gees? Jy weet, die mens wil net so half magiese iets in my gebeur, en dan het ek nou die krag van die Heilige Gees, en as ons lank genoeg bid, en ja, ons moet bid, en hulle het in verootmoediging daar die Here gesoek, maar ons dink, dis net so een of ander magiese iets wat in my gebeur, en dan het ek hierdie krag van die Heilige Gees, en dan kan ek nou die Heilige Gees, wat hy dink selfs gebruik. Die krag, hierdie krag van die Heilige Gees wat hulle sal ontvang, lê in die teenwoordigheid van God. Dis nie iets wat ek kry, en nou loop ek net daarmee rond, en dit lê in die teenwoordigheid van God in ons lewe. As die Heilige Gees nie die goddelike drie-eenheid in my lewe 'n realiteit kom maak, dat ek met God wandel nie, is ek kragteloos. Waarom is die kerke in ons dag so kragteloos? Waarom is kinders van God so kragteloos? Daar's nie 'n wandel met die Vader, Seun en Heilige Gees deur die Gees se werking in my hart nie. Want daar lê die geheim. In Johannes 14, vers 23 lees ons, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woorde bewaar. En as hy nou my woorde bewaar, so dis gehoorsaamheid. En my Vader, dan as hy my liefhet en my woorde bewaar, dan sal my Vader hom lief hê, en ons, meervoud, Vader en Seun, sal na hom toe kom en by hom woning maak. Dis eintlik, dat ons ding in Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Dis die drie-enige God. Hy sê, en as ek inkom, sal ek maaltyd hou met hom en hy met my, en is daai fees, wat in 'n mens se hart is, wat die vervulling van die Heilige Gees is. Dis wanneer ek hom beleef in sy volheid. En dis op geen ander manier te kry as deur 'n lewe van gehoorsaamheid, wat ek die Here soek om in absolute gehoorsaamheid met God te wandel, en hom tot sy reg laat kom in my lewe, en wanneer hy my oorneem, dis dan wanneer die krag van die Heilige Gees in my lewe 'n werklikheid word. En dis nie 'n magiese krag wat net oor my kom nie, dis 'n persoon. Dis meer as net 'n persoon, die Heilige Gees, ja. Maar hoor, hoe wonderlik sê die woord vir ons in Romeine 8 vers 26. Romeine 8 vers 26, en net so ook kom die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in, met onuitspreeklike sigtinge. En hier kom dit by ons as swak mense. Hy sê hier, ons weet nie eens reg om te bid nie. So dis nie heeltemal vreemd as 'n mens sukkel met gebed nie.
Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Die Engelse woordjie daar is groaning. Hy groan, hy roep. Daar's 'n noodkreet. Daar's 'n versigtiging wat hy by die Vader uitspreek, omdat die beeld van Jesus moet in ons 'n realiteit word. En hy kom ons swakhede te help. So dis die wonder van die Heilige Gees wat in ons lewe werk. Nou kom hy en hy sê in Johannes 7 vers 38, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit julle binneste vloei. En dan sê net die volgende versie in hoofstuk 7 vers 39, en dit het hy gesê van die Gees wat die sal ontvang, wat in hom glo. En hy het gesê, omdat die Heilige Gees nog nie uitgestort het nie. So dis Jesus se belofte wat hy gegee het, dat dit strome van lewende water, so die oorvloed van God se volheid sal in ons lewe 'n werklikheid word. Strome van lewende water sal uit ons binneste vloei. En dis die belofte van die Heilige Gees. En dis die blydskap wat hulle gehad het om te weet, dis beloof. En dit het hulle vir daai 10 dae in die bovertrek het hulle verootmoedig. En dit was daar, toe dit op Pinkster na Hemelvaart, is dit 10 dae tot by Pinkster Sondag. En dit was Pinkster Sondag, die uitstorting van die Heilige Gees. En die wonder daarvan, die strome van lewende water, en dink net die blydskap, toe 3000 siele tot bekering kom. Toe 3000 mense ontdek, ons moet buig voor die koning. Ons het Jesus as ons middelaar en verlosser nodig. Ons het die Heilige Gees in ons lewe nodig. En daar het die Here 3000 siele op een dag. Blydskap in die hemel. Blydskap omdat hy opgevaar het hemel toe. Die wonder daarvan. Maar dan kom ons by die 4de blydskap wat daar was. En dis die blydskap Jesus gaan weerkom. Die blydskap van sy wederkoms. En Handelinge 1 vers 10 sê, en toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle. Wat sê Galileese manne. Dis interessant, hierdie Galileese manne was die klompie disippels. Die meerderheid van hulle was van Galilea af. Hy sê, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Nou, die belofte, hy gaan weer kom. En die blydskap wat hulle hart vervul, hy's weg, maar hy's nie weg vir altyd nie. Hy gaan kom, en hy gaan sy kinders kom haal. Johannes 14 vers 2, in die huis van my Vader is al baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. As ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. So die blydskap van die hemelvaart is die wonder, hy gaan weerkom. En dis vandag se boodskap. Dis waarin ons kan verbly, hierdie wêreld wat so die mekaar is. Vir ons, wat hom as verlosser leer ken het, is hy die koning. Maar op hierdie aarde is daar nog chaos. En hy gaan kom om alle ongeregtigheid hier te kom uitdelg. Maar hy gaan eers kom om sy kinders te kom haal, wat ons duidelik in sy woord van lees. Maar dan sê hy, Openbaring 19 vers 7, laat ons bly wees in ons verheug, en aan hom die heerlikheid gee, van die bruiloft van die lam het gekom. Vir ons is die belangrikheid, dat Jesus weer gaan kom. En haar is gegee om bekleed te wees met rein en blinkfyn linne. Dit is
die regverdige dade van die heiliges. En o moet ons die Here soek om in 'n rein lewe voor hom te lewe, om naby aan God te lewe, om aan hom oorgegee te wees, en daagliks 'n pad van reiniging, ontlediging van onsself, en onder sy koningskap, dat hy ons sal verander. Die evangelie se veranderingsbedryf, hy maak ons nuut. Ons kan nie maar koning van onsself wees, en dan dink ons gaan die bruid van die lam wees nie. Ons moet gereinig wees, ons moet heilig wees, ons moet aan God toegewy wees. Hy sê in middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit om tegemoet. Oor die blydskap van die hemelvaart is om vandag met blydskap uit te kyk. Hy gaan kom. Ek moet gereed maak. Hoe maak gereed, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Die blydskap van die hemelvaart is dan hierdie wonder, hy is koning. Jy moet kan sê, hy is my koning. Hy is die priester, my medelydende, hoëpriester en middelaar. Heilige Gees, die trooster, hy is die trooster, kom vervul my weer. Lei my in gemeenskap met u daar, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Oortuig my, lei my, reinig my, help my, oor my sigtinge, ek moet soos u wees. Dierbare verlosser, heilig en rein. Bruidegom, u bruid verwag u, beklee ons met u reinheid. Kom ons verenig in gebed saam. Dierbare Here, hoe groot is u genade, hoe groot is u liefde, en hoe heerlik is dit dat u aan die regterhand van die troon gaan sit het, van die Vader in die hemel, dat u die naam het wat bo elke naam is, dat u kan vergewe, dat u die hoëpriester is wat vir ons daagliks intree, dat u ons lief het, en dat u evangelie woord uitstuur, en ons stuur met hierdie opdrag, gaan die hele wêreld in, en gaan maak disippels, vertel al die nasies, dat ek het gekom, om te soek en te red, wie verlore is. Ons aanbid u, ons hemelse bruidegom. Kom deur u genade, en berei ons voor vir daardie dag, wat die basuin sal blaas. Amen.